Goeiemiddag en baie welkom aan ons luisteraars ook wat later weer sal inskakel. My naam is Charles Collins, ek is verbonde aan die Sorgeenheid hierso in Groenkloof en dis die volgende episode Alle Dinge Groenkloof. Nou Annetjie, net baie welkom aan jou ook weer. Ek en jy maak nou al 'n formidabele span. Annetjie is ons Groenkloof Stichting se verteenwoordiger en ons regisseuse vir hierdie opnames ook. En dan is dit vir my baie opwindend. Ons het 'n gas vandag waarmee ons gaan kuier. En dis 'n besonderse gas, Dr. Susan Arnold. Goeiemiddag en baie welkom. Baie dankie. Julle laat my almal baie welkom voel. En ek waardeer die gasvryheid waarmee ek ontvang is hier. Ek moet net vinnig vir ons luisteraars net sê, dis so lekker om te kan gesels, want hierdie is ook 'n afskop op 'n manier vir jou, Dr. Susan. Jy gaan naderby aan die Groenkloof gemeenskap betrokke raak. Nou, ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels, maar ek stel veral belang in terme van hoe jy by Groenkloof hier by ons opgeëindig het. Nou, as ek terug vertel, jy kan miskien dalk net so bietjie vir ons jou agtergrond gee, jou loopbaan, waar jy gebly het. Hoe het jy gekom tot hier waar jy nou by Groenkloof by ons gemeenskap kom inskakel? Ja, dis omtrent 'n ver pad. Ek is in Windhoek gebore en het daar groot geword. Die 5de van 6 kinders. En na skool, daar was nie universiteite daai tyd daar nie, is ek Bloemfontein toe, waar ek my mediese graad gedoen het. Toe terug Windhoek toe om my huisdokters daar te doen by Katatura Hospitaal. Toe het ek besluit ek wil spesialiseer. Toe is ek terug Bloemfontein toe, want jy moet maar in 'n tersiêre eenheid werk om in te kom in die kliniese assistent rigting. En toe ek in Bloemfontein nou my mediese beampte werk doen om te kan aansoek doen vir 'n kliniese assistent, toe ontmoet ek my man Christo Kloete en ons is daai jaar getroud ook. En hy was in die rekenaarbedryf in Johannesburg en hy het 'n baie goeie werk gehad en ek het toe oorgeskuif en ek het toe by die Universiteit van die Witwatersrand my interne geneeskunde spesialisasie gedoen. Fantasties, maar dis 'n groot verskil, né? Van bloem na wits. Ek dink ons luisteraars almal wat uit daai generasie kom, sal kan kopskud. Dis nogal 'n groot kulturele skuif daar gewees. Daarmee kan ek saamstem. Bloemfontein was vir my heerlik. Dit was tipies die tipe agtergrond waaruit ek gekom het. Maar mens moet maar doen wat jy doen. En toe het ek nou, as ek sê, Johannesburg toe gegaan en ek was maar by Johannesburg Algemene Hospitaal en ons het TG Strydom en van die ander klinieke gedoen. Ek het net 6 maande by Baragwana gedoen. So al die name het ook nou al verander, maar dit bly dieselfde plek. Maar kom ek jou so sê, dit was net baie mooier en beter toe ek daar was. Nee, ek kan dink, want ons almal struikel oor die nuwe name. Ja, dis Charlotte Mashiki en Helen Joseph en die Hillbrow Hospitaal bestaan nie meer nie. So, hoorie, maar was die derde een, Dr. Susan, dis eintlik so fantasties dat jy het die hele transisie eerstehands beleef. Ja. Jy weet, as jy nou vat die tyd toe jy gestudeer het, die blootstelling in daai hospitale, soos jy nou tereg sê, toe die hospitale nog 'n sekere standaard gehad het. En soos ek nou wel sê, die hele verhaal gesien afspeel. Ja, en die mediese wetenskap ook. Ons neem soveel goed van selfsprekend aan. Ek was al 'n kliniese assistent toe die eerste CT-scanners kan jy geïnstalleer is. Voor daai tyd het jy daar gesit in die pasiënt ondersoek en jy het besluit wat is fout met hom. Ja. So, en ook die nuwe medikasies en sulke goed. So dit was 'n tydperk van, en ek meen ek het 1980 klaar gemaak. Ja. Waar trek ons nou? Wat van net geweldige vordering en agteruitgang terselfdertyd, wat eintlik half bietjie snaaks is. Ja, dis nou half teenstrydig met mekaar, né? Ja. Hoorie maar, Dr. Susan, ek stel belang op 'n stadium, dit klink vir my jy het toe op 'n stadium bietjie Suid-Kaap, maar ek eintlik half Knysna se kant toe geskuif. Is dit reg? Ja, bietjie na dit. Ek en my man, hy kom van 'n plaas af, hy het eintlik in Zambia groot geword. En ek uit Namibië uit, so ons het nie van Johannesburg gehou nie. So toe ek klaar is, toe ons terug Windhoek toe, waar ons 'n jaar in Windhoek en 2 jaar in Swakopmund was. Maar ek en hy het toe basies albei in Swakopmund vir Rossing Iran myn gewerk. Oh ja, dis interessant. In 93
toe het Namibië afhanklik geword, of onafhanklik geword, en terselfdertyd het Rusland heeltemal gekollaps. Ja, ja. En toe het Rusland Iran op die mark gestort, soveel so dat die Rossing myn, waar ons albei gewerk het vir 10 jaar, nie gemyn het nie. Hulle het net die infrastruktuur in stand gehou. So ek en hy toe albei ons werk verloor. En terselfdertyd het ons al in 1983 grond naby George gekoop. O ja. Wat toe nou hier naby Sandkraal Belotsbaai se kant toe. En daar was toe nou allerhande politieke goed en onteieninge en whatever, en ons het toe besluit, ver van jou goed is na aan jou skade. Ons gaan terugkom in die dinge uitsorteer, terwyl ons nou moet 'n skuif maak. Toe was daar nie eintlik 'n posisie vir 'n privaat intern in St. George nie. Daar was net soveel van hulle klaar. En toe ek nou navraag, en sê hulle nee, nou dis ook nie nog ene nie. Toe het ek na Knysna gaan kyk, waar daar niemand was nie. En toe het ek 'n enkel praktyk in Knysna begin, en ek het toe sessies ook by die Knysna Provinsiale Hospitaal gedoen. Ja. En ek was daar tot in 2004. 2004, Ja, maar stoksien alleen in 'n praktyk. Ek het my amper dood gewerk. Ek kan dink, want dit is ook 'n redelike groot opvangarea, né? Ja, die Knysna Plet omgewing en so aan, in die winter stillerig, in die somers mallerig. En dan kom al die mense in, en ek was iets soos 13 van 15 Kersfees daar, nie by die huis nie. En ek het tienerkinders, en jy word uitgebrand, toe besluit ek nee. Sien 'n kans vir nog 15, 20 jaar, toe besluit ek nee. Toe verkoop ek my praktyk, maar die ouetjie wat toe gekoop het, dop toe sy eksamen. Toe kan hy nie kom werk. Toe maak ek net toe, want toe het ek nou al ingepak en getrek. My gedoen. So, eers later het daar toe nou ander mense gekom, en toe het ek by die George Provinsiale Hospitaal ingekom as 'n interne geneeskunde spesialis. So jy het al hierdie jare toe op die ou end in Knysna, het jy toe nou alleen jou praktyk bedryf? Alleen my praktyk. En hoeveel jaar is dit? Is dit 15 jaar? Dis van 1989 af tot 2004. Ja, dis 'n lang tyd, né? Om alleen in praktyk te wees en al die druk te vat. Dag en nag, naweke. Ek het 'n wonderlike ondersteunende familie. Maar dit het vir my te erg begin word. Daar kom 'n punt waar jy vir jou kinders sê, sorry, ek kan nie nou na jou probleem luister nie, want ek word nou betaal om na iemand anders se probleem te luister. En hulle luister, hulle aanvaar dit nie altyd nie. As hulle klein is dit makliker, iemand anders kan hulle in die bed sit. As hulle tieners en groter is, soek jy moeilikheid as jy dit doen. Jene tog, ja. Toe ons hiernatoe geskuif, en George Provinsiale Hospitaal, daai tyd was dit Trevor Gould en ek. Goed. En Marinda Smit, ek weet jy hulle ken nie. Man, kom ek jou so sê, ek ken van die ander ou name, ek weet Martin Viljoen is 'n persoon met wie ek... hy was toe die mediese super gewees, ja. Dis ook 'n hele era, né, as jy daaroor dink. Ek weet nie, later jare het ek nou met Mike Vonk ook te doen gekry, met die NSRI en so, maar hy was self ook 'n hele paar jaar daar betrokke. Hy was baie lank die CEO daar, Ja. Weet wat dit in Afrikaans is nie. Maar ek het verskriklik lekker gewerk daar, in 'n wonderlike tyd gehou van die werk en die pasiënte, baie stimulerend. Ons het opleiding gedoen op studentevlak, 6de jaar studente, interns, mediese, jy weet hierdie Zuma Komsurf jare, en die eerste jare van die spesialisasie, die kliniese assistente ook. En dit was vir my absoluut heerlik. Ek het dit geniet om die jong mense te doen, en ek het dit geniet om die pasiënte te sien. Harde werk, lang ure, maar ek het dit baie bevredigend gevind. Wel, die groot ding is, tot vandag toe nog het George Provinsiale Hospitaal 'n uitstekende naam. Ja, wat almal baie hard probeer om dit so te hou, en ek dink ek het van die lekkerste tyd daar gehad. Ek dink so baie dinamies, né? Baie dinamies. En julle uiteindelik is dit daai tyd wat die ombouing, die groot ombouing ook gebeur het. So die hele wat mense die vandat ek daar gekom het, was daar, ek dink hulle het ooit opgehou bou nie. Ja. En die en ander, hulle nog steeds aanhou verbeter tot nou meer onlangs. Ja. Maar so ek sê, toe raak ek 65 jaar oud en toe moet ek aftree.
of jy nou 'n keuse het of nie, jy net gaan. Ja. Hoorie, nee, maar kom ek jou so sê, ek dink daai's jy noem nou daai woord aftree, maar ek meen jy sit vandag hier omdat jy het afgetree, maar jy het definitief nie heeltemal rustig geraak nie. Nee, ek sê altyd my kop se skakelaar wil dit nie 'n af ene nie, hy's net aan. Ja, ek is geseën met wonderlike gesondheid. Ek is lief vir die werk wat ek doen. Ek het toe navorsing gedoen vir 'n ruk, dus ek met 'n kontrak weer terug George Hospitaal toe, maar toe raak al die geld maar op. Toe het ek locums gedoen, hoofsaaklik Conwell Kliniek en Timbaletto Kliniek. Ja, Maar dit is baie los en vas en sporadies. En ek het die nodigheid toe gehad om ietsie 'n bietjie meer stabiel te kry. Toe het ek Easy Care genader en gesê hoe werk hulle setup, wat kan 'n ou doen. En toe die pos by Groenkloof oopgekom, op die spreekkamer, wat noem ons dit nou? Ja, kyk die konsultasiekamer by die daar by die hub, die mediese hub, ons praat van daai mediese hub sentrum, en ek meen dit is fantasties. Ons het met Easy Care ook 'n verhouding ten opsigte van ons SIP-pakket, en ek dink jy het al te doen gekry met ons elemente van versorging wanneer dit kom by die vrouelcare en die woonstelle. En dan soos ek sê, ons groter gemeenskap, jy weet, die ding is, dis een van die redes hoekom ek opgewonde is oor vandag se gesprek, is dat ons as 'n gemeenskap jou ook 'n bietjie beter leer ken, en jy weet dat ons half vrymoedigheid het, jou, so ander woorde, in terme van jou, wat noem julle dit as julle saamwerk, jy en Easy Care, het julle het 'n gesamentlik praktyk, julle bedryf dit onder die vaandel van Easy Care, neem ek aan. Ek werk onder die vaandel van Easy Care, en hulle doen al die administrasie en voorsien al die toerusting, en ek sien die pasiënte en ons deel die fooie. So ek gaan huis toe en ek doen nie die rekeninge en praat met die mediese fondse nie. So ek het die lekker deel. Jy die lekker deel. Ja, dit pas my, want ek wil nie die infrastruktuur deel doen nie. Dit pas hulle, want ek wil die werk doen. So ek dink is maar so wederzydse voordelige verhouding. Ons gaan dit later weer herhaal, maar op hierdie stadium van maandag tot Vrydag is jy hoofsaaklik in die oggende, dink ek vereers net beskikbaar, het hulle vir my gesê. Ja, hulle het vir my gesê oggende 9 tot 12, maar dis nou so bietjie deurmekaar hier Desember, want ek doen nou nog locums ook by Conwell. So daar gaan tye wees wat ek beskikbaar is en tye wat ek nie is nie, maar 'n deel van elke dag sal ek beskikbaar wees. Ja, en die ding is, as ek nie daar is nie, moet hulle 'n afspraak maak en my laat weet, dan maar dokter, ek dink dit is juist die hele boodskap, is om te sê, dit is werk per afspraak hoofsaaklik. As 'n mens nou 'n instap moet doen en jy is daar, dan as ek daar is, dan doen ek dit, maar dis nie 'n noodgevalle nie. Dit is om die basiese kroniese goed en enige ander goed wat kan voorkom te doen, en dit werk vir my, en ek dink dit sal 'n diens wees wat gerieflik is vir almal, maar as jy 'n noodgeval het, dan bel jy 'n ambulans nie, gaan noodgeval. Ons het 'n pragtige noodprosedure, en ons het hom omskryf in 'n yskasmagneet, want jy weet, in ons geleedere vergeet mense so bietjie, en daai yskasmagneet is daar juis geskoei daarop om te sê, as die nood gebeur, dat ons het 'n paar stappe daaraan verbonde, maar een van hulle mees definitief is om te sê, ambulans, nodig, onnodig. Ja, en as ek daar is hulle meer as welkom, maar ek is nie 24 uur beskikbaar. Nee, verseker nie. Jy het genoeg jare vir dit gehad. Ek het daai tyd gehad, ek het dit baie gedoen. Sê vir my, Susan, ek wil net hoor, in terme van versorging van bejaardes, daar's 'n baie spesifieke hartklop, en ek tel so ietsie daarvan op by jou, en vertel 'n bietjie vir ons, geniet jy dit om met bejaardes te werk? Ja, ek dink hoe ouer 'n mens ook word, hoe meer genade kry jy in jou, vir die mensdom, nie net vir die bejaarde mense nie. Maar ek vind ouer mense verstandig en interessant, en hulle het al baie lewenservaring. So ek geniet dit om met hulle te werk, en baie van hulle kan maar moeilik wees partykeer, maar dit is ook normaal. Het jy gesien, ek kan nie my kop knik, ek kan nou nie dit beam nie, want ek werk ook hier. Nee, ek dink mense het 'n aanvaarding en amper 'n waardering vir waardeur ouer mense al gegaan het.
En die ander ding is, as mens jonk en sterk is, dan neem jy jou gesondheid as vanselfsprekend aan. Verseker, ja. En dit is baie sleg om dan siek te word. Ja, En ja. met kroniese siektes te moet saamlewe en met pyn te moet saamlewe in baie gevalle. En ek dink is baie belangrik. Ek dink die mense moet besef, 'n dokter het nie ewige lewe in die hande nie. Ek kan, as ek 'n goeie dokter is, die lewe bietjie langer maak en beter maak. Kwaliteit. Dit gaan oor beter maak. Niks meer as dit nie. Ja. Fantasties. Nee, maar kom ek jou so sê, ek dink jy antwoord soveel van ons vrae. Wat ek assosieer met so 'n praktyk en veral ten opsigte van ons inwoners is dat daar's 'n ander ritme. Jy weet, as ek dink oor jong dokters in praktyk, dan is daar baie keer 'n hastigheid. Daar's baie keer kan ek jou vinnig van 'n voorskrif bedien. Jy weet, ek moet tog net nie oor my tydkerf gaan nie. Maar wat ek by jou beleef en dit wat jy vir my sê is iets anders. Daar's 'n rustigheid en daar's 'n fokus op die pasiënt meer in sy geheel. Som ek dit reg op? Is dit iets waarmee jy identifiseer? Ja, ek dink dis wat ek graag wil doen. Want ek sê, dit is nie meer noodgevalle nie. Dit is nie meer dringende goed nie. Ek is nie in 'n posisie waar ek 25 pasiënte 'n dag moet sien om die kar te kan betaal nie. Ja, want verseker. ek het 'n pensioen en sulke goedes ook. Ja. Maar die ekstra inkomste is welkom. Maar meer as dit, het ek gevind die tye wat nou kort was wat ek nie gewerk het nie, het ek het vreeslik gemis. Ja. Dit is asof jou lewe net krimp en jou kontak met die mense is vir my baie belangrik. So Ek wil 'n vraag vra en dit gaan juis oor medikasie en as ek luister, daar's baie van ons inwoners wat nie net op 1 of 2, miskien selfs 3 kroniese medikasies is op dieselfde tyd. Nou van hulle selfs meer. Wat sou jy sê, wat is 'n goeie benadering tot kroniese medikasie en die deurkyk in terme van 'n siklus? Wanneer moet ons dit herbesin? Hoe gereeld? Is daar 'n tipe van 'n aanduiding wat jy kan gee so of die getal kroniese middels? Hoe weet jy, dis baie moeilik. Ek dink dit hang af van die getal siektes. As jy diabetes en hipertensie en hartversaking het en hoë cholesterol en jy het 'n beroerte gehad en jy het arthritis, dan gaan jy op 2 tot 3 pille per toestand wees. Ja. Een van die pasiëntjies het my gesê sy het 17 pille. My geduld. Maar dit moet sinvol wees. Ja. Want wat jy ook kry is die persoon wat op 5 pille is en al 5 pille is slaappille. En hy so bedwelm, hy weet nie wat sy naam is nie. Ag nee, dit het ek persoonlik teëgekom. Ek het dit al persoonlik teëgekom. So mens moet nie polyfarmasie in terme van onoordeelkundige voorskrif van medisyne is werklik gevaarlik. Ja. En kan mense siek maak ook. En baie keer dink ek die een dokter weet nie noodwendig van die ander dokter of miskien is daar nie regtig dieselfde aanvoeling oor medikasie nie. So ek dink dit kan lei tot veelvuldige voorskrifte uit verskillende hoeke. Ja, nee, dit kom ons definitief teë. So dit help om alles te konsolideer. Mense moet ook elke keer as hulle kom, asseblief al hulle pille saambring. Deesdae is dit maklik. Hulle neem die goed af, maar hulle moet nie die pille afneem nie, hulle moet die boksies afneem. Anders kry jy so pille. So al die pille of 'n lysie van alles of jou voorskrifte saambring, want ek dink elke 6 maande is dit verplig om 'n nuwe voorskrif te kry vir kroniese medikasie. En dan moet 'n mens letterlik elke pil nagaan en sê, doen jy jou werk? Is jy nog reg? Of gee jy neeweffekte? Want daar is soveel goed op die mark. Mens kan as 'n pil 'n probleem is, kan jy gewoonlik 'n goeie alternatief gee. En net om te weet van die alternatiewe, né? Want die ding is, ek dink baie keer steek mens vas by jou een pilletjie wat miskien dalk 15 jaar terug baie mooi gewerk het. Maar 'n mens het nie noodwendig oorweeg om dalk 'n alternatief te probeer nie. En die ander ding wat jy ook moet onthou as jy ouer word, is mense metaboliese tempo neem af. So, wat alright was op 40, is nie alright op 80 nie. Dan wonder hulle, hoekom is hulle vergeetagtig en
slaperig Baie en weet waar. nie waar hulle is nie en baie keer sien jy dan is mense daar vir die familie dink ouma is besig om demensie te kry. Maar dan's ouma letterlik bedwelling van antihistamiene, saam met slaappille, saam met pynpille. En die goed werk teen mekaar. Is amper soos 'n konkoksie. Ja. En 'n mens moet weet, en jy moet ook weet, dat as soveel milligram van 'n slaappil vir jou, toe jy jonk was, reg was, is dit nie noodwendig nou meer nie. En dis daai herbesin, né? Kom ons kyk vars na hom. Nee, fantasties. Nou het ek 'n vraagie wat 'n bietjie nader aan die lyf kom. Buiten medisyne, wat bring vir jou vreugde en balans in die lewe? As jy nou moet terugdink op hierdie fase, wat is dit wat vir jou daai balans inbring? Jy het reeds gesê medisyne is naby aan die hart. Dit is vir my baie belangrik, maar ek is 'n vreeslike gelukkige mens. Ek het nog 1 suster en 3 broers wat lewendig en gesond is en almal ons kontak, hulle is bietjie ver, hulle is in Gauteng en Walvisbaai, maar ek het 'n baie nou groot familie. Ek is 42 jaar met dieselfde man getroud en ons hou nog van mekaar. Dis wonderlik. Daai laaste stukkie is veral wonderlik. Ek het 2 kinders en 'n skoonseun en 'n kleinkind. Fantasties. Ek is so gelukkig, hulle is almal in George, so hulle hou my baie besig en hulle is my baie na in die hart. Dan het ek 3 honde en 'n kat. Ek hou van tuin maak. Die stokperdjies. Ek het 'n ouma gehad wat in die winters by ons in Wind toe kom bly het oor dit te koud is in die Vrystaat. Voor skool al kon ons almal hekel, brei, tolletjie brei en kaart speel. Kan jy glo? Dis nou ouma se invloed. Dis my naamgenoot ouma, my ouma Susie. So ek is nog steeds my lewe lank, ek hekel, ek brei, ek doen borduurwerk, ek doen tuinwerk, ek hou van kook. En ons is ook groot natuurmense en baie ernstig oor natuurbewaring en die plante en die diere en sulke goed ook wat dit is, my man het sy lewe daaraan gewy. En dit is vir ons ook 'n belangrike aspek van ons hele bestaan. Jy sien, jy loop nou eintlik my vraag vooruit, want my volgende vraag sou wees, hoe gaan oor die tuinroete? Jy weet wat dit is, maar jy het nou soveel dinge genoem wat uniek en wat wonderlik is in die tuinroete en wat ons weer eens amper vanselfsprekend aanvaar, né? Maar in terme van dit klink dit of jy redelik natuur uitbeweeg, buite kom. Baie. En geniet. Absoluut. En hier is verskriklike mooi plekke binne 'n uur se ry van George af wat vir jou baie lank kan besig hou. In elke rigting. Ek het nog 2 vrae. Dr. Susan, sê net vir my, as ek nou vir jou moet vra, wat maak vir jou opgewonde oor die idee om by ons Groenkloof gemeenskap betrokke te raak? Wat is die dinge wat jy oor opgewonde voel as jy dink oor daai moontlikheid? Ek dink dis 'n gevestigde gemeenskap wat min kom en gaan. Dis nou maar hoe die ouer mense is. Ek dink hulle het tyd vir mekaar. Ek het die plek pragtig onderhou, die tuin en die goeds pragtig onderhou en almal wat ek nog hier ontmoet het was net vriendelik en gasvry en opvaardig. So vir my is dit regtig 'n baie aangename plek en ek sien uit daarna om die mense beter te leer ken. Fantasties, En ek praat sommer namens die gemeenskap en sê ons sien baie uit daarna ook om vir jou beter te leer ken. En dit lyk my die dokters het bietjie gekom en gaan. Ek is nie van plan om te gaan gou nie. Wel, ons moet dit miskien net sê, jy het 'n vaste adres in George. En ek gaan ook nie meer verplaas word of enige sulke goed nie. En as ek nie verkeerde kant toe gaan nie, dan hoop ek om nog 'n hele ruk hier te wees. Pragtig. 'n boodskap van bemoediging. Ons gemeenskap het unieke uitdagings, enige iets wat jou opbeer, wat jy dink jy met ons kan deel. 'n boodskap van bemoediging vir Groenkloof inwoners. Wat kom by jou op? Ek dink is 'n mens se hele lewenstyl. Ek sien al hoe meer hoe verskriklik belangrik dit is nie een ding nie. Dit is een van my kant af, jou pille moet reg wees, jy moet dit gereeld drink, anders werk dit nie. Maar ook jou lewenskwaliteit, jou oefening, jou dieet, jou buitekontakte, jou betrokkenheid by dinge in jou lewe. Ek dink dis op die einde wat jou lewenskwaliteit goed maak. En
veral met goed soos Alzheimer's en daai goed, daar's nie altyd pille vir alles nie. En hulle die nuwe buzzword is 'n neuroharmonie. Neuroharmonie. Ja. Sê 'n bietjie meer. Ja, nee, dis letterlik om jou stres te beperk en aangename goed te doen en letterlik van wat jy ook al wil hê, kaalvoet in die blare rond te loop, tot by te kom en kuns en teken en musiek en al daai goed. So mens moet fantasties. Plek maak in jou lewe om al daai goed saam te doen en soort van jou eie geluk te kry op 'n goeie plek. Wel, ek moet vir jou een ding sê, dit wat jy van praat van ons ander gaste wat al hier gekuier het vir ons soortgelyke goed gesê van Groenkloof en oor Groenklowers. So dis my wonderlik om te hoor jy sluit half aan by ons hele idee. Ons gaan afsluit. Ek wil vir jou sê verskriklik baie dankie. Dankie dat jy bereid is om op hierdie manier ook te kuier met ons mense. Ons gaan hierdie stemboodskap uitstuur as deel van die bewusmaking van jou en van jou dienste daarbo. Maar van my kant af verskriklik dankie. Grote waardering. En as daar enige idees is of enige iets wat hulle voel ek moet weet, hulle is baie welkom. Net om vir ons luisteraars ook net te bevestig, die Hub se mediese sentrum is reg oorkant die Hub se administrasiegebou, die Groenkloof, en dit is omtrent so eentjie weg van die Hub House restaurant, waar mense natuurlik 'n lekker koppie koffie ook kan bekom. En dan van ons kant af baie dankie dis al vir hierdie episode van Alle Dinge Groenkloof. Annetjie, is daar enigiets van jou kant af, moet ons die webwerf seker weer vir hulle gee? Die e-posadres, Alle Dinge Groenkloof, alles aan mekaar, @groenkloof.net. So vir almal wat dit wil sê, dis Alle Dinge Groenkloof @groenkloof.net. Dan groete van my kant af en tot die volgende episode sê ons vir almal mooi loop.